Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Onthou jy nog in Lukas 17, toe Jesus 'n sekere dorpie wou binnegaan, het 10 melaatse mans op 'n afstand bly staan en na Jesus geroep. Vers 13 sê, hulle het geroep, Jesus, Meester, wees ons barmhartig. Vers 14 sê, en toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters. Nou volgens die Joodse wet, kon 'n onrein persoon wat in die omgewing van die tempel ontdek was, met klippe doodgegooi word. So deur Jesus se instruksies te volg, het hierdie melaatses letterlik hul lewens op die spel geplaas. Hulle het egter die stap in geloof geneem. En die woord sê in die res van vers 14, en onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. Hierdie manne het geglo dat Jesus hulle kon genees. Daarom het hulle in die eerste plek na hom toe gekom. Hulle het nie aan sy vermoë getwyfel nie. En die oomblik toe hulle doen wat Jesus vir hulle gesê het om te doen, het hulle genesing ontvang. Jy sien, ware geloof is meer as net die woorde wat ons sê. Dit is iets wat ons doen. Iets wat moet oorgaan tot aksie. Jakobus sê in Jakobus 2 vers 17, net so is ook die geloof, as dit geen werk het nie, in sigself dood. Die oomblik wanneer jou geloof oorgaan tot aksie, is die oomblik wat God namens jou begin beweeg. Nou ek weet nie wat die stap van geloof is wat jy vandag moet neem nie. Maar ek weet daar is een. Want God vat ons altyd dieper in geloof en daarom is daar altyd 'n volgende stap. Jy sien, vir hierdie melaatses was dit heel waarskynlik net nog 'n dag. Maar God het vir hulle onverwagse geleentheid gegee wat vir hulle 'n nuwe begin gegee het. God gee vandag vir jou dieselfde geleentheid. So moenie uitstel nie. Neem vandag nog daai stap van geloof wat jy weet jy moet neem, voordat die geleentheid by jou verbygaan. Here, vandag kom ek voor U en ek vra dat U my die krag sal gee om my geloof oor te sit in aksie. Help my dat my woorde sal ooreenstem met my dade, terwyl ek U liefde aktief in hierdie wêreld uitleef. In Jesus naam bid ek dit.